Ons tema vanoggend is Filemon en Onesimus. En ons gaan vandag die boek Filemon behandel. Maande sleep verby. Maande van wag om verhoor te word. Jy kan nie sommer vir die keiser laat weet dat hy nou moet plan maak met jou saak nie. Dit word nie so gedoen nie. Jy wag geduldig dat die keiser self moet besluit wanneer dit jou tyd is. Talle voete gaan intussen deur Paulus se huis. En hy het nie tyd om te verknies oor hoe lank dit nog gaan neem vir sy saak om voor te kom nie. Die gelowiges kom gedurig na hom toe vir raad en geestelike versterking, of sommer net om van die wyse ou man te kom leer. En dan is daar natuurlik sy medewerkers wat kort met iemand in die strate gesprek tree oor die evangelie. En gewoonlik eindig die persoon dan by Paulus op, want hy is immers die evangelis by uitstek. En so gebeur dit, dat Timotheus een mooi dag by Paulus opdaag met nog 'n jong man. Paulus sien sommer dadelik dat Timotheus 'n probleem het, en hy weet nie mooi hoe om hierdie probleem te hanteer nie. Paulus, ek het 'n groot tameleetjie. Hierdie kerel is 'n slaaf. Die probleem is dat hy weggeloop het van sy eienaar af, en nou is hy baie bang, want sy baas kan hom laat teregstel vir so 'n verskriklike misdaad. Hy sê dat sy baas al baie van jou gepraat het, oom Paulus. Kom sit hier, my seun, nooi Paulus die mannetjie uit. Wat is jou naam? Wie is jou baas? Ek is Onesimus, en my baas is Filemon. Paulus lag, want Filemon is 'n ou vriend van hom. Ja, ek ken jou eienaar baie goed. Hy's 'n wonderlike mens, ware steunpilaar vir die kerk. Maar kom ons gesels eers oor jou probleem. Breedvoerig vertel Onesimus vir Paulus van hoe hy weggeloop het, want hy wou vry wees. Hy wou nie meer 'n slaaf wees nie. En nee, sy baas het hom nie sleg behandel nie. Filemon is baie goed vir sy werksmense. Maar nou het Onesimus agtergekom dat die wêreld daar buite wreed is, en hy wil terug na sy baas, en hy is bang. Dan begin Paulus by die begin, en hy verduidelik vir Onesimus van die evangelie. Ja, Onesimus het al die menigmaal gehoor dat sy baas daarvan praat, maar hy het hom nou nie juist daaraan gesteer nie. Wanneer Paulus egter mooi met die man gesels, gebeur die wonderwerk, en Onesimus maak sy hart oop vir die Here. In trane bely hy sy sonde, en hy aanvaar die genade van God. Dis 'n jubelende Onesimus wat uit Paulus se huis uitdaal, en oral wil hy net vertel van die wonderlike ding wat met hom gebeur het. Ek is 'n Christen gelowige, borrel dit in hom. Die volgende dag is hy terug by Paulus en sy gesig hang. Paulus, ek wil terug na my baas, maar nou weet ek nie mooi hoe om dit te hanteer nie. Sê nou net hy wil my laat teregstel. Wat moet ek maak? Ag, toe maar, los dit vir my, troos Paulus, en hy roep sommer dadelik vir Timotheus nader. Kom, help my gou, dat ons 'n brief skryf vir Filemon. Timotheus is teen hierdie tyd al gewoond aan briewe skryf, en sy inkpotjie staan klaar vol ink, en sy gansveer is skerp gemaak. En Paulus begin dikteer. Eers die gewone inleiding, sodat Filemon dadelik sal weet presies wie hierdie brief geskryf het, gevolg deur die gewone dankbetuiging. Dan kom sy dankie vir Filemon, diep uit sy hart uit. Want hy beteken vir Paulus geweldig baie. Sy liefde in die gemeenskap waar hy bly is 'n praktiese liefde. Hy gee sy huis gereeld as bymekaar kom plek vir die gelowiges,
En boonop doen hy baie om die gelowiges te help in hulle nood. Dan stel Paulus sy saak uiters versigtig. Hy sê vir Filemon dat hy hom nie wil dwing om vir Onesimus terug te neem nie, maar hy pleit by hom op grond van liefde. Hy sal Onesimus baie graag vir homself hou om hom hier te help, maar hy besef dat Onesimus aan Filemon behoort. Hy het immers baie geld vir hom betaal. Dan verduidelik Paulus vir Filemon dat hy baie goed besef dat Onesimus 'n slegte ding gedoen het om te dros. Maar hier het 'n wonderlike ding gebeur en Onesimus het 'n gelowige geword. Eintlik is hy toe nie werklik meer 'n slaaf in die ware sin van die woord nie, want hy is mos nou vrygemaak deur Christus. Nou is hy mos deel van die familie, as ware 'n broer. Ja, inderdaad, bly hy steeds fisiese slaaf, want Filemon het hom gekoop. Maar Paulus se pleidooi is dat hy vir Onesimus sal terugneem en hom nie straf vir sy oortreding nie. Paulus is selfs bereid om te betaal as daar enige skade was. Maar Paulus is ook baie gou om vir Filemon daaraan te herinner dat as dit nie vir hom, Paulus was nie, dan was Filemon nie nou 'n gelowige nie. Dus skuld hy eintlik vir Paulus hierdie guns. Toe Filemon, maak my hart bly. Soos 'n broer in Christus, pleit hy voordat hy die brief afsluit. Met 'n glimlag wat dreig om reg rondom te gaan, huppel Onesimus uit met sy kosbare brief. Ek gaan huis toe, sing hy opgewonde. Hoe wonderlik is dit nie om as bemiddelaar te kan optree en vrede maak tussen partye nie. Paulus het dit hier reg gekry. En dieselfde Heilige Gees wat vir Paulus die wysheid daarvoor gegee het, is ook in my en jou. Kom ons wees vredemakers. Kom ons bid. Dankie Here, dankie dat ek ook 'n vredemaker kan wees. Gee my asseblief hoop en wysheid daarvoor. Amen.